Goeiemôre julle van my kant af. Dis so 'n groot voorreg om vanoggend die woord te kan bedien saam met julle. Ons het tydens worship het ons regtig net sulke oomblik eintlik beleef, wat verlief vir my 'n blaadjie kom gee waarby 'n paar goed geskryf het en net voor dit nou verliep. Ek dink hy staan al bo. Maar net voor dit het ek eintlik so 'n psalm op my hart begin kry terwyl ons daai een liedjie begin sing het. Ek's nou nie goed met liedjies se name nie, maar daai ene wat ons diepnote begin sing het. Maar toe kom Psalm 63 so op my hart en dis 'n psalm wat al baie lank wat die Here my konstant eintlik herinner tydens sulke oomblikke wat mense eintlik net in aanbidding staan. En 'n mens kry baie keer sulke oomblikke wat jy amper voel hy's konstant naby. Ons weet dit, ons almal stem daaroor ooreen, ons teologie is so ook belyn, maar daar's oomblikke wat hy bitter naby voel. En ek gewoonlik op daai oomblikke kry ek dan nou gewoonlik 'n psalm net wat in my gees net inkom en dan ja, as ek hom lees dan bless dit my so ek wil volgende net vir julle lees wat ons ontvang. En ek wil jou eintlik vra om jou oë dalk vanoggend net toe te maak. Want ek dink hierdie gaan dalk vir 'n paar van julle dalk 'n oomblik wees. En dis Psalm 63. En vir jou wat aanlyn ook kyk, vir jou wat in die moederskamer is, jy kan ook met jou oë toemaak en net hierdie woorde hoor. God, U is my God. Na U soek ek. My siel dors na U. My liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na U in die heiligdom, om U krag en U glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem. So sal ek U prys in my lewe. In U naam sal ek my hande ophef. Asof van binnevet en die vetste dele word ek versadig. En met jubelende lippe bring my mond lof. As ek aan U dink, op my slaap ek, as ek in die nagwake oor U preewel. Want U was vir my tot hulp. En in die skadu van U vlerke jubel ek. My diepste wese is aan U verknog. U regterhand ondersteun my. En daardie mense wat daarop uit is om my lewe te verwoes, hulle sal die onderste dele van die aarde binnegaan. Hulle sal in die mag van die swaard uitgelewer word. Die prooi van jakkalse sal hulle word. Die koning sal hom in God verbly. Elkeen wat by hom sweer, sal in hom roem. Want hulle wat leuns verkondig, se monde sal gesnoer word. En die blaadjie wat Philippe vir my gegee het, bevestig het so, waar daar sekere uitsprake is wat gemaak is, wat hy sê, as ons praat van ons wat God aanbid natuurlik, en ek heg het nou met die psalm wat ek ontvang het, is ons in 'n lewe wat in totale oorgawe leef. Daar's nie net gedeeltes van ons lewens wat ons kan kies om vir God te gee en gedeeltes wat ons wil hou nie, alhoewel die versoeking baie groot is, maar 'n lewe wat in totale oorgawe is vir God, is 'n lewe wat geseënd kan wees. Amen. En ek wil graag dit gou vinnig oor julle bid as dit oukei is. So Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het, Here, dat ons hierdie woord ontvang, Here. Dat tydens wat ook al storm ons mag beleef, tydens wat ook al verdrukking ons beleef, Here, dat ons hierdie surrender, hierdie total surrender, dat ons dit voor oë sal hou, Here. En dat ongeag wat so omstandighede ons dalk in mag wees, Here, maar dat oorgawe, dat surrender, die heel eerste aksie is wat ek graag wil doen aan U. Eintlik uit diep onsag vir U, eintlik uit diep aanbidding vir U. Here, ons bid vir dit en ons vertrou vir dit, Here, en ons sê so dankie vir die voorreg dat U ons so bless met U woord, dat U ons so sterk maak met U woord, en ek bid vir elkeen wat hier sit vanoggend, wat nodig het om in totale oorgawe en oor te skakel. Wat 'n sekere gedeelte in hulle gedagtes het wat hulle sukkel om vir U te gee as Vader. Wat 'n sekere emosie het wat hulle beleef wat hulle mee sukkel, Here. Ek bid vir daai emosie, Heilige Gees, ek bid dat U daai hart sal aanraak, daai hart 'n bietjie sal skud en dat dit sal uitkom en dat ons dit sal deel met U.
Dat U restaurasie sal bring, dat U herstel sal bring in elke liewe verhouding wat U binne is. Dat U eenheid sal bring tussen ons mense. Dat hierdie 'n gemeente sal wees wat geken word aan hulle aksie van liefde. Here, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het. En ons aanbid U, ons heilige koning en ons heilige Pa. En ons almal sê, amen. So ons is tans besig met 'n reeks Kompas. Ek dink is 'n baie goeie reeks. Ons sluit hom nou vandag. Ek kan seker nou nie ooit sê dis 'n slegte reeks nie. Ek gaan seker elke keer sê dis 'n goeie reeks, maar in elk geval, ek dink is 'n baie goeie reeks want ek dink dit spreek 'n hele paar dinge aan wat ek dink ons nodig het om te hoor. So toe ons hierdie reeks begin het waarmee ons vandag nou afsluit, toe vra ons die vraag, okay, nou as dit kom by ons praat nou die hele jaar oor liefde natuurlik en ons praat spesifiek, ons probeer dit regtig fokus na ons gemeente in dit self en ook jou naastes en dan volgende jaar wanneer ons praat oor Impacting My World, gaan ons praat oor ons wat same verskil maak waar ook al ons onsself mag bevind. So as ons praat oor liefde en dit is baie keer moeilik om hierdie woord van liefde soos dit ons hom nou al bestudeer het, regtig tot sy unieke vorm, tot sy, ek wil amper sê sy kwaliteit vorm wat ons sien in die woord uit te leef. Veral tydens sekere storms, veral tydens sekere moeilike tye en ons het hierdie afgelope 4 weke vorige 3 weke en nou vandag wat die 4de week maak het ons regtig gekyk na hoe lyk dit om 'n lewe te leef wat koers hou op die uitnemender weg. En dit is baie keer moeilik, soos ek gesê het, as daar sekere verdrukkings kom van buite af, eksterne mense wat dalk teen ons praat of omstandighede wat nie ten goeie vir ons voel nie, het voel nie dit werk uit vir ons nie. En dan begin ons spesifieke emosies beleef en spesifieke gedagtes beleef wat ons eintlik dan by 'n plek kry wat ons eintlik in 'n emosionele in die Engels sê dit 'n emosionele state is waar ons eintlik keuses maak, besluite maak en dan gebaseer op die emosie wat ons beleef, so ons is eintlik totaal en al in 'n reaksieperiode. We are not respondent, we are reactional. Ons reageer net volgens wat buite met ons gebeur en ons reageer nie vanaf 'n plek van oortuiging nie. En ons het die eerste 2 weke gekyk na hierdie woord van kompas en die uitnemender weg wat ons spesifiek gekry het, soos ek laasweek gesê het, uit 1 Korintiërs uit, die brief wat ons ook bestudeer hierdie jaar, waar Paulus in die begin fase van die brief waar hy met die gemeente praat, en hy sê vir hulle en hy tik hulle eintlik bietjie oor die vingers, by sekere plekke komplimenteer hy hulle, maar hier is 'n gemeente wat hy 4 jaar terug geplant het en nou gee hy terugvoer aan hulle en is sekere gebeurtenisse wat gebeur het wat gesond is vir die gemeente en sekere goeders wat totaal en al ongesond is en is teenwoordig in die gemeente en behalwe dit teenwoordig in die gemeente is, het die leiers dit eintlik ook toegelaat. So mens kan sien die gemeente is op 'n plek wat nie noodwendig as gesond verklaar kan word nie. En soos wat ons weet, hier was 'n jong geloof wat ek sê nou baie maklik, maar as 'n mens nou wit en swart sê, hy kon maklik uitgesterf het as ons sê dit is die enigste gemeente in daai omgewing. En obviously glo ons dit sou nooit gebeur het, dit het daarom nie, prys God daarvoor, maar dis die tipe hart wat hierdie ouens mee geleef het, wat hulle geweet het, hierdie woord moet voortleef na ons bestaan, vir generasies om te kom, die kwaliteit van die interpretasie van hierdie woord wat ons verkondig, moet verstaan word, sodat dit ordentlik oorgedra word, van generasie na generasie na generasie, en op so 'n manier sal dit stelselmatig versprei, baie effektiewe manier, amper asof hy deurfilter, maar deurfilter beteken nie, hy moet sy kwaliteit verloor, hoegenaamd nie. Hy moet sy kwaliteit behou, en nog sterker en sterker en sterker word. Dis gewoon so belangrik is vir ons as gemeente om konstant in die woord te leef. Maar Paulus kom by 'n plek in hierdie brief waar hy nou al die terugvoer gee wat nou kan gesien word as 'n negatiewe terugvoer, maar natuurlik is dit positiewe kritiek want dit rig die ouens na groei toe natuurlik. En hy sê vir hulle ouens moenie komkommer nie want ek wys vir julle die uitnemender weg. En dan die volgende hoofstuk 13, 1 Korintiërs 13, gee hy 'n beautiful beskrywing oor liefde. Oor wat liefde is, die werkwoord van liefde, die aksie van liefde. En dit is vir ons natuurlik, dit is die beskrywing van Christus self.
Want dit is Christus self alleenlik wat vir ons hierdie liefde van God, hierdie agape liefde vir ons regtig kom verteenwoordig. Wat elke normale liefde, as ek dit so kan stel, elke liewe verhouding tot 'n nuwe vlak van verdieping kon bring, want ons kan nou in verhouding staan met die Vader. En uit daai verhouding met die Vader deel ek dit nou met my mense. Dis uit daai liefde alleenlik wat ek nou 'n ander tipe liefde teenoor my medemens kan hê. En dis die woord wat Paulus vir hierdie ouens gee, om te sê, ouens, ek wys julle die uitnemender weg, die weg waarop julle moet lewe, om koers te hou, om eintlik 'n kompas te hê volgens wat jy leef. Nou as dit kom by 'n kompas, natuurlik is dit baie belangrik om te besef, as ek nie weet waantoe ek groei nie, gaan dit vir my baie moeilik wees om effektief te kan groei. So vir ons om 'n beeld te kry van waantoe ek groei, is dit baie belangrik dat ek regtig my persoonlike verhouding met Christus en my gesamentlike verhouding met Christus wat ek het saam met die gemeente regtig te koester. Want in dit sien ek Christus, in dit sien ek meer van Jesus. En soos wat 'n skrif hom ook beskryf as die eersgeborene in die Engelse, the firstborn, weet ek dat ek deur geloof is ek ingesluit in hierdie lewe van Christus en daarom word ek dag na dag vernuwe in die beeld van Christus. Gebeur dit spontaan? Gebeur dit sporadies net nou en dan? Ek dink nie. Ek dink dit vat van ons kant af regtig 'n ingesteldheid om te dink, okay, hierdie is Christus. Ek sien Christus. Ek lees die beskrywing oor my koning. Ek lees die woorde wat hy gee, die gelykenisse wat hy vir my leer. Ek kyk na my lewe, ek dink, daar's 'n paar goeters wat ek aanpassings mee kan maak. En hierdie is nie om my in skuld te druk nie, glad nie. Dit is eintlik om my te inspireer, om eintlik vir my te sê, as ek hierdie goed lees, dan weet ek eintlik wat is moontlik vir my lewe om te kan gebeur. En dis 'n massiewe voorreg. En as ons kyk na hierdie perfekte, ek wil amper sê die perfekte template wat Jesus vir ons gee, waar binne ons kan groei, dan sê ons, okay, ons as Christene, ons wat 'n verhouding het met die Vader, het in al ons moeilike omstandighede wat ons al gehad het ons die troosting, die bemoediging van hierdie goeie Vader, het ons alself beleef. En omdat ons hierdie persoonlike verhouding het met die Vader, en ons het dit self beleef, inspireer dit bring my eintlik by 'n plek wat ek dit graag met ander wil deel, wat dieselfde verdrukking of meer verdrukking al beleef het in hulle lewe, maar hulle ken nie die persoonlike God nie. Hulle ken hom nie as Vader nie. En daarom bemoedig ek die mense rondom my met die bemoediging wat ek ontvang het. En ons het bietjie gekuier rondom die skrif wat ons juis hits na dit is 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4, wat juis vir ons sê die bemoediging wat ons ontvang het van die Vader, dit wil ons gee vir ander mense, sodat hulle in hulle verdrukkings daai selfde bemoediging kan beleef. En dis wat ons sê, as ons praat van 'n lewe wat op die uitnemender weg is, en ons praat oor ons wat op die koers kom, op die uitnemender weg te volg, dan moet ek na 'n plek toe kom wat ek vra, okay, hoe kan ek ander help om op koers te bly? En ons het laasweek bietjie gekuier rondom dit. Ek het bietjie deur Timoteus vir ons gesels. Ek dink dit is sinvol, want die brief in sy konteks gaan eintlik letterlik oor Paulus wat die kerke geplant het, baie van die kerke geplant het, Timoteus wat baie van die kerke oorsien het en seker gemaak het die kerke bly eintlik gesond. So die brief was eintlik van Paulus na Timoteus om vir hom te sê, die kerk wat nog geplant is, dis hoe jy hulle gesond hou, dis hoe hulle op koers hou. So hierdie briewe van aan Timoteus is baie bemoedigend vir hom as 'n leier, as 'n kerkleier natuurlik, maar dit is ook briewe wat ek dink baie bemoedigend moet wees vir ons, om die vraag te vra is, hoe help ek ander om op koers te bly? So ek dink is baie belangrike briewe, as jy dit nog glad nie gelees het, wil ek jou regtig motiveer om dit te gaan lees wanneer jy 'n kans kry. En ek wil graag bou op laasweek, en ek wil graag bou op die beginsels wat ons oor gepraat het, en graag 'n paar ekstra beginsels ook neerlê, om die vraag te beantwoord, hoe help ek ander op koers bly? En ek dink vir ons as kerk is dit verskriklik belangrik, dat ons nie 'n gemeente word, of weier-gemeente, die hele kerkfamilie oor die hele land, dat ons nie 'n gemeente word, wat alleenlik stop by bekommernis nie. Want ons kan baie vinnig die emosie beleef van bekommernis, as ons sien iets lyk nie 100% reg nie. As ons sien iemand se lewe is bietjie shaky. As ons sien iemand is nie noodwendig tans, hulle is op 'n koers, maar is definitief nie na die uitnemender weg toe nie.
So ons kan baie vinnig by 'n plek kom wat ons alleenlik stop by bekommernis. En ek dink is baie belangrik as ons kyk na die volhoubaarheid van hierdie evangelie, as ons kyk na die gesondheid, die kwaliteit van die woord wat ons proklameer daar buite, deur ons aksies, deur ons woorde, deur ons verhoudings wat ons het, is dit baie belangrik vir ons om nie net te stop by hierdie emosie nie, maar dat ons kom by 'n plek wat ons regtig die deernis beleef. In die Engels sê dit is die compassion. In die Grieks sê dit ook vir ons baie mooi, daai woord gaan ek glad nie probeer uitspreek nie. Jy kan vir my na die diens vra om te probeer, jy gaan lekker lag. En ek het hom 'n paar keer geoefen. Gaan ek weer nie. Alright. Maar die definisie van hierdie woord, to be moved in one's inner being. It is a deep visceral mercy that results in practical help. So bekommernis is die emosie alleenlik, die emosie wat ek beleef wanneer ek iets sien wat nie, ek wil sê wat nie regverdig lyk nie, wat nie die regverdigheid van God beklemtoon nie, wat buite dit is. Dis daai emosie wat ek beleef. Compassion, deernis is dan eintlik die emosie wat ek beleef, maar is altyd gepaard met 'n aksie. Maar hierdie aksie is om 'n regstelling te bring. Dis wat ons die geleentheid voor het as gemeente. Dat wanneer ons sien goedjies draai van koers af, het ons die geleentheid om daai emosie te beleef wat baie goed is, want daarom beleef ons die emosie. Imagine ons het glad nie eens dit beleef nie. Maar dat ons by 'n plek kom wat daai emosie oorspoel in die aksie in, dat ons by 'n plek kom wat ons 'n gemeente is wat regtig 'n waarde het van hierdie deernis. Want dit is ons saam wat hierdie area tot by 'n plek kan bring wat dit regtig die koninkryk van die hemel op aarde verteenwoordig in al sy weë. In elke liewe verhouding. Imagine wanneer mense by die dorp aankom, wanneer mense met ons mense gesels en hulle beleef, yes, is iets anders dan die mense. Is iets wat regtig Christus reflekteer. En ek wil graag vandag van ons gesels, wil ek graag deur 'n verhaal lees in Markus 4 en in Markus 5, en hierdie twee hoofstukke se gebeurtenisse, spesifiek Markus 4 aan die einde, direk aan navolg Markus 5 ook in sy actual gebeurtenis in geskiedenis. Ek dink hierdie verhaal gaan ons verskriklik inspireer. Die woord compassion kom glad nie voor in die verhaal nie, maar ons sien dit uit en uit in die manier hoe Jesus eintlik die woord, hierdie woord eintlik vir ons kom leer, hierdie waarde vir ons kom leer. So ek lees vir ons uit Markus 4 vanaf vers 35. Hy sê, op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom. 'n Ewige stormwind het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter agter op die boot, op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat hy selfs die wind en die see omgehoorsaam. Ek het nie daai stuk bygesit nie. Maar ons sien in die verhaal, baie bekende verhaal, net my baadjie uittrek, ekskuus julle, ek is nie 100% gesond nie. So hierdie is normale gedrag wat ek tans betoon, hoor. Dat is nou nie hier nie, ek doen dit so by die huis ook. Gooi dit, né? Moenie vir haar daai grapie vertel. Anyway. So ons sien hierdie die verhaal. En sien ons waar die ouens op die boot was en Jesus aan die slaap en daar's 'n stormwind wat kom en die boot begin slaan en obviously ouens beleef bekommernis van die water kom in die boot en natuurlik is dit 'n hoë risiko vir die boot en vir hulle wat 'n doel het om na die oorkant toe te gaan. En Jesus het toe die storm bedaar natuurlik met sy woorde en hulle is natuurlik geskokke. Ons almal sou gewees het natuurlik. En ek dink is baie ek gebruik hierdie eerste verhaal met 'n intentionele doel, want as ons kyk na die hoofstuk direk daarna,
En soos ek gesê het, in geskiedenis het die gebeurtenisse mekaar gevolg, dan sien 'n mens eintlik hoe mooi dit is, die hart van Christus, en ons kan baie vinnig die verskoning maak, en ek vra dat ons dit nie doen nie, om te sê, ja, maar dis Jesus. Ons kan baie vinnig dit doen, en dan weer hou ons onsself eintlik in die beeld waarin ons groei, om te sê, ja, maar dis Jesus, so obviously gaan hy dit doen. Dus dan, ons het dieselfde uitnodiging om in hierdie lewe te volg, amen. So, en Jesus, hy reageer met kalmte, en daar's baie gesprekke van teoloë oor hierdie hoofstuk spesifiek, oor hierdie spesifieke gedeelte, wat hulle wil agterkom eintlik aan wie hulle die storm wil allokeer. Is dit alleenlik vyandig, menende dit is 'n geestelike oorlog, en die demone het nou 'n storm gestuur, of is dit net 'n natuurramp wat opgekom het, en dit is maar net, ek sê dit in aanhalingstekens vir die wat nou net aanlyn luister, is dit net per toeval. En ek dink is baie belangrik, ongeag waarvan die storm kom, die realiteit van die storm is daar. So ek dink wel, ons het noodwendig glad nie beheer baie keer oor ons omstandighede nie, maar wat ons wel het, en ons het nie noodwendig kennis oor die oorsprong van ons omstandighede nie, maar wat ons het wel die keuse op hoe ons gaan reageer. So Caroline Leaf, wat 'n neuroscientist is, jy kan nog goedjies gaan luister, ek dink dit is baie behulpsaam. Maar sy sê iets baie interessant, you cannot choose your circumstances, but you can choose your reaction. En omdat ons reaksie kan kies, omdat ons kan kies hoe ons wil respond teenoor die storm, het 'n baie groot invloed op die emosie en die gedagtes wat daarna sal volg. Ek weet daar's baie van die ouens wat beweer, dis in die eerste paar sekondes, sodra iets my gebeur, in die eerste paar sekondes het my brein klaar iets beleef, en in daai paar sekondes besluit hy wat se syne wat hy direk gaan uitstuur. So as ek begin met vrede, met joy, dan is dit die syne wat dan verder gaan aan die res van my liggaam toe. En my liggaam sal dan so reageer ook. So, dit is baie interessant, en ek dink dit is verskriklik mooi, want Jesus het geweet wat hierna sal volg. Hy het geweet daar's iets waartoe ons gaan. En baie keer is daar 'n storm in ons lewe, en baie keer is dit dalk daar om ons te intimideer. Baie keer is dit net daar, want dit is die realiteit van die wêreld. Daar is nog gebrokenheid in die wêreld, als word nog nie, dit is nog in proses. So, daar is daai realiteite ook. Maar wat ons wel weet, ons weet hoe ons kan reageer. Ons weet ons kan reageer met hoop. En as ons kyk na Markus 5, waartoe ek wil beweeg, ek lees vanaf vers 1 tot en met 10, en is 'n baie bekende verhaal. Hy sê, hulle het aan die oorkant van die see aangekom, in die gebied van die Geraseners. Net toe hy uit die boot klim, het 'n man met 'n onrein gees hom skielik uit die rotsgrafte tegemoet gegaan. Hierdie man se blyplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vasbind nie, selfs nie meer met 'n ketting nie. Hy was trouens al dikwels met voetboeie en kettinge vasgebind, maar hy kettinge losgeruk en die voetboeie stikkend gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Heeltyd, bedags en snags, het hy tussen die rotsgrafte en op die berge homself al skreeuend met klippe geslaan. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skree toe met 'n harde stem, los my uit, Jesus, seun van die Allerhoogste God. Ek besweer u by God, moet my nie pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Hy vra hom toe, wat is jou naam? Hy antwoord hom, my naam is Legioen, want ons is baie. Hy het Jesus ernstig gesmeek, om hulle nie uit die gebied uit weg te stuur nie. En die rede hoekom ek die porsie aanhaal, julle kan hoor in die begin van die beskrywing van hierdie man, was dit 'n man wat nie noodwendig in baie aanraking was met ander mense nie. Mense het hom probeer vasbind en hom een kant buite die gebied daar probeer los, en natuurlik vermy, omdat hy redelike wrede aksie tentoongestel het. En mens sien die reaksie van Jesus, die reaksie kon gewees het, soos wat die mense in hom omgewing was, die bekommernis oor die mens, maar hulle het net niks aan hom gedoen nie. En hierdie ouens, hulle ken die vryheid van die evangelie, hulle ken die woord van God, dat ons almal ingesluit kan wees in hierdie vryheid, dat ons nie onder die enige omstandighede, het sy het nou 'n geestelike oorlogvoering, wat ook hulle dan nou mag wees, wat ook al die storm is. Ons is nie onderdanig onder daai storm nie. Glad nie, ons is rigting aanwys om te sê, jy wat sukkel met jou storm, volg my. Volg my soos ek Christus volg. En ek wys vir jou die uitnemender weg.
En ons sien die aksie van Jesus wat so mooi is, wat Jesus hom nader en met die mens gaan praat. Wat hy naby aan hom kom, en hy praat met hom, en ons sien verder in die verhaal wat baie uniek is, wat ons sien, en ek dink is in vers 18 tot 20, hy sê, toe hy in die boot geklim het die een wat deur demone besete was, hierdie man nou, hom gesmeek om by hom te bly, die man wou graag by Jesus bly. Jesus het hom nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis toe, gaan na jou mense toe, en vertel hulle alles, wat die Here vir jou gedoen het. En dat hy medelee aan jou betoon het, medelee, compassion aan jou betoon het. Die man het weggegaan en begin om alles wat Jesus vir hom gedoen het in Decapolis bekend te maak. En almal was verbaas daaroor. Nou moet jy weet, wat Jesus vir die man gedoen het, was, ek dink, verskriklik uniek. Hy het met hom gepraat, daar was bevryding wat gebeur het, daar was 'n uniekheid wat gebeur het, want hierdie man het Christus gesien as die koning, en hy was toe onderdanig aan hierdie koning, en hy sien hierdie koning, en hy soos, ek wil saam met hierdie koning, ek wil saam met hom beweeg. Maar Jesus het toe iets anders in gedagte, en hy sê vir hom, jy het nou gesien, jy het nou ontvang, jy het nou hierdie bemoediging ontvang, gaan nou na die ander toe, dat hulle dit ook so mag beleef. Nou moet jy weet, vir hierdie man moes dit verskriklik moeilik gewees het, want die opinie van die dorp oor hom was, hierdie ou is weird. Hierdie ou doen vreemde goed met klippe. Ek dink nie ons moet dit doen met hom nie. Jesus gebruik juist die ou en stuur hom in daai gebied in, dat hy die eerste sendeling word in daai gebied om hierdie evangelie te verkondig. Sodat almal kan sien, yes, hierdie ou was so. Nou is hy so. Sy lewe het letterlik 'n pyl geword wat na Christus toe wys. Om vir hulle te sê, ouens, hierdie is die uitnemender weg. Kyk na my lewe, is 'n getuienis. Maar dit gaan nooit kan gebeur as ons stop by bekommernis nie. Dit gaan alleenlik kan gebeur as ons beweeg na deernis toe. Want dit is eers dan wat ons 'n gemeente word, wat regtig gefokus word op die missie van God, wat dit is om alles te vernuwe, sodat alles wat in die hemel is, alles op die aarde is, onder een hoof, om dit saam te bring, volgens Efesiërs 1. Dat ons so 'n gemeente kan word. Het gaan alleenlik gebeur as ons emosie nie stop by emosie nie, maar dat ons by 'n plek bring wat dit in ons gees 'n dringendheid amper bring, dat ons weet, ons het 'n spesifieke vryheid ontvang van die Here, wat genade is alleenlik, dat ons deur geloof ingesluit kan word in hierdie evangelie. Ons het dit ontvang, vrylik ontvang. Wie is ons om dit nie vrylik uit te deel nie? En ek wil die voorbeeld gebruik, want hierdie is, as ek nou hierdie voorbeelde na kyk, dan sal mense dit vinnig beskryf as groot skuwe wat gebeur het, en ek het dit laasweek ook gesê, en ek glo dit regtig, ek dink baie keer intimideer die groot skuwe ons tot so 'n mate, dat ons voel, dit is net spesifiek vir sekere mense. Dat ons dink die groot getuienisse is net vir daai reus in die geloof. Ons almal is reuse in die geloof. Ons almal het die Heilige Gees. Ons kan nie daar is nie meer onderskeiding nie, want ons is een Gees, ons is een God. Ons almal is op 'n gelyke vlak, ons almal het dieselfde bediening, ons het dieselfde gawe, want ons het dieselfde Gees. Wonderlike voorreg. En dalk glo jy dit nie, omdat jy dink, ja, kan nie moontlik wees as jy kyk na jou lewe, dalk is dit van so hard, ek wil jou sê, broer, die evangelie is baie sterker as jou verlede. Die krag van die kruis is baie sterker as jou verlede. En ek hoop dit is nooit die geval van luiheid dat ons dit sê nie. Dat ons sê, nee, ek dink iemand anders gaan dit beter doen. Ek hoop nie dis ons motief nie. Want die hart kan vinnig sê, nee, ek dink hy gaan dit beter doen. En dan kom dit eintlik uit 'n plek van luiheid uit. Mag dit nooit ons motief wees nie. Maar mag ons motief die dringendheid wees, dat almal hierdie God kan sien, hierdie koning kan sien, amen. So ek wil graag kyk, soos ek praat oor, dat ons fokus op die klein skuwe, ons het laasweek ook gepraat, dat ons fokus op jou naaste mense, want in my opinie voel dit redelik volhoubaar om iemand naby jou te trek, en dan in 'n proses met hulle in te tree, in verhouding met hulle te wees, en dan kan jy sien hoe hulle lewe transformeer, maar jy word 'n mentor vir hulle, so die kwaliteit van waarmee hulle bereik word, is baie meer as om net nou en dan ietsie kleins te doen. Want ek's besig met 'n proses.
So, ons het gesê laasweek dat dit sal goed wees om iemand naby jou in te trek. Het dit jou man, jou vrou, is jou vriende, jou familie, om te sien wanneer hulle besig is om dalk van die uitnemender weg af, wanneer hulle dalk bietjie van koers af beweeg, om daai goeders raak te sien en om hulle weer in te trek. En dan van daai plek af, dan dit word baie eksponensieel, want die groei verdubbel, want ek's besig om met iemand te werk, hulle werk met iemand anders, en dit is van kwaliteit na kwaliteit, van glorie tot glorie, van heerlikheid tot heerlikheid. En dat het ons nie net nou en dan, en ek dink is baie goed om te evangeliseer, ek dink regtig, dit is baie waardevol. Maar ek dink baie keer is ons bang vir die proses, want ons is bang vir die commitment wat dit vat. Om in verhouding te tree met iemand wat ek net gewoonlik praat oor rugby, om nou met hom te praat, broer, hoe gaan met jou lewe? Wat sê die Here vir jou? Dink dan raak dit moeilik. En ons het laasweek toe fokus ons op Paulus en Timoteus, en ons het van die beginsels het ons losgemaak, maar een van die baie mooi beginsels wat Paulus vir Timoteus geleer het, en vir hom gesê, hou aan om die waarheid te verkondig. En dit is baie moeilik om konstant regtig met wysheid te betree as dit kom by ons woorde. En ek dink hierdie reeks waarmee ons besig is, ek dink 'n belangrike beginsel sal wees, 'n belangrike praktyk sal wees, is om regtig te kyk na my woorde. Want daar's 'n geleentheid wat die Heilige Gees deur jou wil bewerkstellig, deur jou woorde alleenlik. Ons sien dit in die lewe van Jesus. Kyk na sy gelykenisse, kyk na as hy hulle goeders verduidelik het, kyk na as hy wonderwerke laat verrig het, en dan praat hy daarna. Sy woorde het regstellende krag gehad, om ouens te draai van die ou natuur na die nuwe natuur, soos wat ons nou gelees het oor hierdie man. En ons woorde het daai selfde krag. En ek vra die Heilige Gees konstant om my regtig die wysheid te gee, om in elke situasie reg te wees met 'n woord wat regtig verfynd is met sy glorie. Wat regtig, ek wil amper sê, gespice is met hom. Wat mense hom hoor in die woorde. En mag dit 'n realiteit word vir ons almal, dat wanneer ons met ons familie praat, met ons vriende, ons kollegas, dat hulle iets anders beleef. En dan beleef hulle daai regstellende krag om te weet, okay, ek volg hierdie ou, want hierdie ou volg Christus op hierdie uitnemender weg. So ek dink dit sal goed wees as ons kyk na die lewe van Barnabas, en ek gaan 'n bietjie ek gaan baie min uit Handelinge 4 praat, maar bietjie meer uit Handelinge 11, maar net om julle 'n bietjie konteks te gee, lees ek vir julle Handelinge 4 vers 36. Dit sê Josef, 'n Lewiet afkomstig van Siprus, wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het. As dit vertaal word, beteken dit die seun van vertroosting. Dit was baie interessant, so hierdie ou se naam was Josef, en toe besluit almal net om hom Barnabas te noem. Want ek dink is nogal snaaks, en toe was hy net met dit gaan. Maar in die Engels is dit letterlik the son of encouragement. So aan hierdie persoon se wese, het hulle agtergekom, daar's iets aan hierdie ou as hy praat, beleef ons hierdie bemoediging. Ons beleef hierdie vertroosting, ons beleef hierdie encouragement, en dit trek hulle in. Soveel so dat hulle hom 'n ander naam gegee het, en natuurlik name het 'n groot uitspraak op ons identiteit. Maar ons vra baie keer, maar hoe kry ons dit reg, dat my woorde, my aksies, enigiets, van so 'n aard kan wees, dat dit selfs in daai klein oomblikke 'n massiewe effek kan hê op die persoon waarmee ek praat of die aksie teenoor doen. Baie keer dink ons, ek het nou nie die wys, ek het nou nie die kennis vir al die tipe van goeters nie. Maar ek dink in hierdie ou se lewe gaan ons redelik raak sien dat dit nie is dat dit net boekkennis is nie, dit is iets wat uit die hart uitkom. En dit is uit daai plek van ontmoeting met God, daai verhouding met God, dat die natuurlike uitspoel van my aksies en my woorde is van hom. En ons het die vorige reeks praat ons van hierdie kanaal van genade wat ons word. Dat waar ook al ek beweeg, is dit net, dit vloei net. Is dit moeilik? Definitief. Is dit moeilik tydens 'n storm? Definitief. As ek net nie alleen moet doen nie. Maar dat ons by 'n plek kom wat ons harte so gesout sal wees met hierdie woord, dat wat ook al hier uitkom, wat ook al ons doen vir ons medemens, dat hulle hierdie deernis beleef. En ek beloof jy, as hierdie woord jou vat, dan gaan jy gaan nie kan stop by die emosie alleenlik nie. Ek lees vir ons uit Handelinge 11, en ek dink is 'n verhaal wat ek ook mee wil afsluit, maar is 'n verhaal wat ons gaan inspireer.
te kyk na 'n spesifieke beginsel, om sekere dinge raak te sien, om by die plek uit te kom, van hoe my woorde en my aksies, by 'n plek kan kom, waar dit totaal en al regstellend is, dat wanneer ek beweeg met compassion, het dit so 'n groot effek op die persoon se lewe, dat dit hulle totaal en al transformeer na 'n plek toe, wat hulle op die uitnemender weg volg. So ek lees vir ons uit Handelinge 11, vanaf vers 19 tot 26. Die gelowiges dan, wat uitmekaar gedryf is, as gevolg van die verdrukking, wat oor Stefanus ontstaan het so ver as Venesië, Cyprus en Antiochië getrek, en die woord aan niemand anders nie, as net die Jode verkondig. Maar toe party van hulle, mans uit Cyprus en Cyrene en Antiochië kom, het hulle ook met die Helleniste gepraat, en die Grieke, en die nie-Jode basies, en die evangelie van die Here Jesus aan hulle verkondig. Die hand van die Here was oor hulle, en 'n groot aantal het gelowig geword, en na die Here gedraai. Die berig oor hulle die gemeente in Jerusalem ten ore gekom, en hulle het Barnabas gestuur, son of encouragement, om na Antiochië toe te gaan. Toe hy daar aankom in die gemeente van God sien, hierdie is baie belangrik, was hy bly, en hy het almal aangemoedig om met vaste voorneme van hart aan die Here getrou te bly. Hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is vir die Here bygevoeg. Hierna het Barnabas na Tarsus vertrek, om Saulus op te soek, Saulus wat Paulus geword het natuurlik. Hy het hom opgespoor en hom na Antiochië gebring. Hulle was 'n hele jaar lank saam met die gemeente, en het 'n aansienlike skare onderrig. Sien daai proses wat die manne deurvolg, om 'n hele jaar saam met hulle pad te stap. In Antiochië is die disippels vir die eerste keer Christene genoem. In daardie tyd het daar profete uit Jerusalem na Antiochië gekom, en een van hulle met die naam Agabus het na vore gekom en deur die Heilige Gees voorspel dat daar 'n swaar hongersnood oor die hele wêreld sou kom. Dit in tyd van Claudius gebeur, en dit het toe gebeur, en die disippels het saamgekom, net om konteks te gee, toe versamel om 'n bydrae te lewer aan hierdie gemeente. Maar ek dink wat baie belangrik is in hierdie stuk, net om die konteks gou vinnig oor te dra, ons sien die porsie wat ek nou gelees het, vers 19, begin hulle om te sê, die ouens het baie verdrukking beleef, soos wat julle weet, hierdie is Handelinge 11. So hierdie is byna 'n kort tydjie nadat die ouens die Heilige Gees ontvang het. Kerk was baie nuut geweest, dit het net begin ontstaan. As gevolg, Stefanus natuurlik was die eerste martelaar wat ons gesien het, wat vermoor was. Hy het die hemele sien oopgaan, terwyl hy gestenig was, het hy gesê, vergewe hulle, Here. Terwyl hulle die verdrukking op hom doen, sê hy, vergewe hulle, sien die hemele oopgaan, hy sien die Here Jesus. Hy was die eerste martelaar wat vermoor was vir die geloof. En as gevolg van die gelowiges het hulle gespartel, hulle het in verskillende rigtinge ingegaan, want toe begin die verdrukking al hoe meer raak, die vervolging begin al hoe meer raak. En ek dink regtig die vyand het daar gedink, hy het iets reg gekry, maar eintlik wat gebeur het, die evangelie kon toe versprei na ander gedeeltes toe. Maar die evangelie het so versprei na ander gedeeltes toe deur ander mense, en nou onthou, hier is nou mense wat dalk kundig was om die evangelie oor te dra, of het was mense wat onkundig was. So die woord wat hulle oorgedra het was redelik beperk tot die kennis wat ons dan nou sou kon hê, want ons het ek wil sê die volle boek, as ek dit so kan stel. Maar dit versprei hulle, en die Grieke hoor toe, okay, ons kan deel raak van hierdie geloof, deur geloof in Christus kan ons ingesluit wees in hierdie verhouding met God. So ons sien is 'n jong kerk wat vorm, ons sien is tussen twee gemeenskappe, die Jode en die Grieke, so mens kan dink, obviously die Jode het natuurlik sekere reëls en beperkings gehad, wat jy sal kan lees in die eerste 5 boeke, wat hulle dan natuurlik toegepas het, en ek kan dink die gesprekke tussen hierdie twee groepe, wat hulle vra, mag ons hierdie doen, mag ons nie hierdie doen nie, baie onsekerheid in die gemeente. So, as 'n mens by daai gemeente sou uitkom, ek dink enige persoon wat eerstens beleef het, hoe die evangelie begin het, sou baie krities gekyk het, na hoe die kerk gevorm het, en hoe die waarheid dan nou gedeel was. Onthou, dit is nou deur manne wat dalk 'n bietjie onkundig was. Kon baie krities gekyk het, en elke klein foutjie uitgewys, om te sê, yes, ouens, nee, kan nie hier nie. Wat Barnabas sien, hy sien die genade van God in daai mense. Hy sien waar God besig is.
En ek dink baie keer het ons 'n lens op en ek dink dis hoekom ons baie keer sukkel om mense by 'n plek uit te kry wat hulle op die uitnemender weg is, wat ons in deernis, wat ons konstant beweeg, wat ons in compassion na mense toe beweeg, want ons het baie keer 'n bril op van wêreldse redenasie, van wêreldse logika. Om te sê nee, die kan nie werk nie, die kan nie so werk nie. Ten steede daarvan om te vra vir God, waar is jy in die? Waar is jy in hierdie mens wat ek so mee sukkel? Waar is jy in my familielid wat nie op hierdie pad is nie? Wys my waar jy is. En ek dink is uit daai plek uit wat ek is eintlik maar net uit onsag vir die Here. Wat ek regtig net leen op sy verstaan van dinge. Op sy wysheid. Wat ek leen op sy hart om my hart te beïnvloed. Dis dan wanneer my woorde en my aksies gesout is met hom. Maar het begin nie. Begin met my tyd met die Vader. Begin met ons tyd met die Vader. En dan kan ons 'n gemeente wees wat regtig ons kan die bekommernis beleef. Kan ons 'n gemeente wees wat met sy kennis, met sy wysheid in deernis reageer. We respond with compassion. En wanneer ons dit doen, dan sien ons die hele omgewing wat beweeg na 'n plek toe, wat die koninkryk van die hemel op aarde verteenwoordig. En dat waar ook al ek beweeg in my werksplek, ongeag hoe moeilik daai mense is, ongeag hoe moeilik die kliënte is, ongeag hoe moeilik die omstandighede van 'n spesifieke werk, die projek is. Dis dan wanneer ek in daai spasie in beweeg, en ek beweeg nog steeds met compassion. En baie keer maak ons ongelukkig die argument, ons sien nie die goeders van Jesus en ons sê ons Jesus, maar ja, ons gaan nie dan luister nie. Jesus het dit reg gekry om die wreedste mense op aarde, dat hulle daai liefde kan ontvang. Die mense van daai omgewing wat nagaan het so rukkie terug die voorbeeld genoem wat gebeur het in daai tyd, waar die dreine verstop was met kinders wat hulle nie wou gehad het nie. Mense vrouens wat hulle liggame oorgee aan gode vir ander mans. Dis die omstandighede wat daai ons in was. Verstaan om dan uit 'n plek uit te kom van ek sien my God en ek sien sy hart vir my. En dan ek beleef dit tot so 'n mate dat ek na daai mense toe gaan. Dis wild. En ek dink dit begin baie klein. Ek dink dit kan baie klein begin. Want selfs as die kleinste aksie, maar dat die genade van God op daai gebeurtenis, gaan die effek tot so groot skaal wees. Ek beloof jou. En al is dit 'n boodskap wat ek stuur vir my mense om te vra hoe gaan dit? Al is dit om te sê, suster, ek bid vir jou. Wat ook al dit mag wees, al is dit om iemand te help hier buite. Wat ook al dit mag wees, iemand wat sukkel met hulle inkopies, wat ook al. Begin by jou hart en ek beloof jou natuurlike aksie, jou natuurlike woorde gaan uitspoel vanuit daai plek. The fruit determines the root. En as ek nie in hom geroot is nie, konstant, saam met my geloofsfamilie nie, dan gaan ek sukkel. Kan ons bid? Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het. Die voorreg wat ons het, Here, dat ons hierdie bemoediging kon beleef. Hierdie waarheid kon beleef. Hierdie krag van die Heilige Gees kon beleef. Ek wil jou vra, wil jy net vir 'n oomblik jou hande voor jou uitsit hê? Net uit 'n posisie van dankbaarheid wat ons reeds ontvang het. Ek wil jou vra, as jy gemaklik is, bid agter my aan. Heilige Gees, Here Jesus, so dankie dat U nie gestop het by bekommernis nie. Maar dat U 'n God is wat beweeg in deernis.
Heilige Gees, inspireer my, dryf my, sit 'n dringendheid in my gees, om te beweeg na compassion, dat ek die hele omgewing sal sien, onder die heerskappy van ons koning. Here, ons sê so dankie vir die woord, wat ons inspireer, wat ons bemoedig. Here, ek bid, tydens hierdie diens was daar ook mense wat in ons harte opgekom het, in ons gedagtes opgekom het, wat ons weet, ons moet hierdie compassion mee deel. En Heilige Gees, daai mense wat ons op ons harte gesit is, op ons gedagtes gesit is, Here, ons bid, dat U ons sal inspireer, motiveer, konstant herinner, om by daai persoon uit te kom. Dat ons hierdie hart, hierdie lewe van compassion, om mense op die uitnemender weg te kry, die koers op die uitnemender weg te kry, dat ons daar sal uitkom as gemeente. Here, ons bid dit, en ons vra vir dit in Jesus naam, en ons sê so dankie vir U woord. En ons almal sê, amen. Jy is welkom saam, ons is saam.